Goeiemôre, dit is vandag donderdag 12 November. Met die oog op Sondagse Kershangdiens in die gemeente, wil ek graag nou 'n gedig met julle deel van Niels Jackson. Die gedig se naam is Verwagting. Daar is iets wat stilweg gebeur, soos die hemel wat aan die ooste kant verkleur. Dit kom saggies, dit is moeilik om te sien, maar dit is daar. Dit is meer as net miskien. Dis in elke landstreek, elke dorp en elke straat. Dis in elke blom en elke vrug en elke saad. Dit kom soos 'n rustelose brander, wat jou omkeer en wat alles kom verander. Jy hoor dit in baie ou verhale. Dit word vertel in alle lande, alle tale. Dit kom vir die siekes en beseerdes, die verwerptes, veragtes en verkeerdes. Dit maak nuut, dit maak beter, dit maak heel. En so mooi as wat jy jou maar kan verbeel, dit waai oor die berge soos die wind, en is onkeerbaar soos die geboorte van 'n kind. Een van my gunsteling Kersliedere begin met die volgende woorde. Die Heiland is gebore, soos eeue reeds voorspel. Daar in die stad van Dawid word hy Immanuel. Nou, in die min weke wat oor is voor Kersdag, waar ons dan die geboorte van Jesus, die koms van ons verlosser en die menswording van God vier, wil ons 'n ander seisoen eers vier, Advent. Advent is die seisoen van verwagting. Van altyd af was daar by gelowige mense 'n verwagting dat God iets in hulle lewens en hulle wêreld gaan doen. Hierdie verwagting kan in verskillende tye en vir verskillende gelowiges verskillende forme aanneem. Byvoorbeeld, die verwagting dat God mense uit hulle nood sal red, Psalm 130. In ou Israel het daar mettertyd die verwagting ontstaan dat God 'n Messias sal stuur wat tot sy volk se redding sal kom. In aansluiting daarby wag ons tydens Advent op Kersfees, wanneer ons die koms van daardie Messias, Jesus Christus, herdenk. En as volgelinge van Jesus wag ons ook nou op die duideliker verskyning van die koninkryk van God. En daarom bid ons die woorde wat Jesus vir sy disippels geleer het, laat u koninkryk kom. Advent kan tegelyk die moeilikste en die lekkerste tyd van die jaar wees. Dis gewoonlik die laaste druk van die jaar, waarin soveel dinge afgehandel moet word. Maar tog bied dit ook vir ons 'n kans om die besig wees en menslike dinge eenkant te skuif en weer te onthou. Jesus het gekom om ons hoop te bring te midde van al die storms in ons en om ons. Hy het vreugde gebring, 'n diep vreugde aan 'n wêreld wat soms met rede neergedruk is. Sy koms het vrede kom gee, vrede tussen ons en hom, tussen mense, en veral vrede in ons harte in die wete, hy is daar en hy sorg. En hoe anders lyk die wêreld, ons hede en ons toekoms, omdat die Lam sy lewe uit onvoorwaardelike liefde vir ons kom gee het. In hierdie tyd van verwagting, mag jy weer diep bewus word van God se teenwoordigheid, wat nou reeds in jou lewe is. Mag jy in die Kersseisoen wat voorlê, weer van vooraf opgewonde word oor die klein babietjie, die Messias, wat gebore is vir hierdie wêreld. Kom ons bid saam. Here, ons wag op U. Kom vul ons harte met hoop, terwyl ons voorberei om U koms weer te vier. Herinner ons daaraan dat U beloftes nooit faal nie, en dat ons hoop in U vas staan. Amen.